Wat 'n voorreg om weer saam met jou na God se woord te kyk. Ek is Rinus van Sion in Parys. Vanmôre wil ek die boodskap vir jou gee: wees gereed. Hoor wat deur ons in Markus 9 vers 8 en 29. Later, toe Jesus in die huis was, het sy disippels hom persoonlik kom vra: "Waarom kon ons nie daardie onrein gees uitdryf nie?" Waarop hy hulle geantwoord het: "Hierdie soort kan net deur gebed uitgedryf word." Hierdie soort probleem sal nie opgelos word deur die parels van wysheid te deel, te probeer om 'n beter pa te wees of 'n gesinsprogram te volg nie, het Jesus vir hulle gesê. Hierdie soort geestelike oorlogvoering word slegs deur vas en gebed gewen. Hoe het ons tyd gehad om te vas en te bid? Het die disippels dalk gewonder. Hulle het immers beslis nie geweet dat hierdie probleem daardie dag voor hulle voete gelê sou word nie. Maar dis die punt. Ons weet nooit wanneer die oomblik vir wonderbaarlike bediening ons kant toe sal kom, of in ons gesinne nodig sal wees nie. Daarom moet ons 'n lewe van gebed en vas handhaaf. Want wanneer die demoniese seun voor jou is dit te laat om te begin. Waarom het die disippels nie 'n gewoonte van gebed en vas gehandhaaf nie? Ek wonder of dit nie deels te wyte was aan die feit dat hulle dalk jammer vir hulle self gevoel het nie. Baie dankie, Here, kon hulle gedink het. U neem Petrus, Johannes en Jakobus, u gunstelinge, op die berg. Hulle sien u skyn. Hulle hoor die stem uit die hemel. Hulle sien Elia en Moses. Maar ons is hieronder, verlate en vergete. Indien wel, hoe soos ons sou hulle gewees het? So dikwels dink ons: ek word nooit geroep om te sing of Bybelstudies te onderrig nie, so hoekom moet ek vas of bid? En omdat ons voel ons is nie belangrik of nuttig nie, gee ons op. Maar 1 keer per jaar, 1 keer elke 5 jaar, 1 keer in die leeftyd, kom 'n geleentheid ons kant toe wat noodsaaklik belangrik is. 'n Geleentheid om in die wonderbaarlike te beweeg, om verlossing te sien. Iets besonder belangrik kan plaasvind, maar ons is magteloos omdat ons nie gebid, gevas, die woord gelees het of die Here gesoek het nie. As 'n vader het ek geen ander uitweg as om 'n lewe van gebed en vas te handhaaf nie. Want ek weet nooit wanneer die vyand een van my kinders sal tref nie. Hy doen en hy sal. En as 'n gelowige het ek geen ander uitweg as om 'n noue wandel met God te handhaaf nie. Want ek weet nooit wat volgende gesprek met 'n buurman, by die kruidenierswinkel of in die park sal begin, wat hulle vir ewig sal beïnvloed nie. Maar ek is nog nooit gebruik nie, sê jy, maar jy mag dalk die grootste geleentheid vir aardskuddende, lewensveranderende bediening in die volgende oomblik, of die volgende dag hê. Wees dus gereed. Amen.